Hoe onderskei ek tussen die ware en die valse kerk? Goeiedag, my naam is Nico Jeffer van die AP Kerk Amajuba, Newcastle en Piet Retief. Artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis help ons om hierdie vraag te beantwoord. Die NGB is baie duidelik oor die kenmerke van die valse kerk. Dit teken 'n skrille kontras met die ware kerk, deur te fokus op wie die hoogste gesag dra. God en sy woord, of die mens en sy instellings. Kom ons lees Openbaring 22 vers 18 en 19. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg wat in hierdie boek geskryf is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskryf is. As die suiwer woord van God die bron is waaruit die kerk drink, dan is valse leringe van die mens soos giftige besoedeling, net soos 'n plant onvermydelik verwelk en sterf, wanneer sy wortels besoedelde water opsuig. So verloor die kerk sy lewenskrag en geestelike asem, wanneer menslike instellings die plek van Christus se gesag inneem. Uiteindelik word die valse kerk 'n dorre instelling, wat slegs uiterlik skyn behou, terwyl die ware lewe van die gees daaruit verdwyn het. Hier is die merktekens van die valse kerk, soos in die belydenisskrif uiteengesit. Punt nommer 1, eie geregtige gesag. Die valse kerk skryf aan homself en sy besluite meer mag en gesag toe, as aan die woord van God. Dit gaan hier oor die wetgewende mag, wie bepaal wat reg en verkeerd is. Die valse kerk vervang God se stem met menslike reglemente en tradisies. Punt nommer 2, onreine bediening van die sakramente. Die valse kerk bedien nie die sakramente soos Christus dit in sy woord ingestel het. Dit voeg by die sakramente of dit neem daarvan weg. Dit verander die wese en die doel van die sakramente na menslike goeddinke. Punt nommer 3, grondslag op mense, nie op Christus nie. Waar punt 1 oor gehoorsaamheid gaan punt 3 oor vertroue. Die valse kerk steun op menslike prestasies, titels, magstrukture in plaas van die volkome offer van Jesus Christus. Dit gaan hier oor die eer. Die mens word die middelpunt van die verlossing in plaas van Christus alleen. Punt nommer 4, die vervolging van ware gelowiges. Miskien die mees opvallende kenmerk volgens die NGB. Die valse kerk vervolg diegene wat heilig lewe volgens die woord van God. Dit bestraf en vervolg diegene wat die valse kerk berispe oor sy sondes, dwalinge en afgoderry. Wanneer 'n kerk sy eie reëls maak, sal hy onvermydelik ook op sy eie krag begin vertrou. En so word die lewende water van die woord vervang met die giftige besoedeling van menslike trots, wat die kerk laat verwelk. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, bewaar ons van die hoogmoed om eie reëls bo u woord te stel. En laat u suiwer waarheid soos lewende water deur ons vloei, sodat ons nooit as gemeente sal verwelk nie, maar sal vrug dra tot eer van Christus alleen. Amen.